skrifte om oor na te dink. Ek wil so 'n bietjie skrifte proklameer. Hierso. Psalm 105, give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. As ons met daai bord ry, ek voel so trots om sy naam te eer. Toe ek op skool was, standaard 8 en jy gaan langsdiens toe, en jy het jou brood gespuit, en jy eet 'n peppermint bietjie, en jy loop met 'n girl, hand te hand, dan voel jy sommer goed, want jy weet daar's 3 wat haar wil hê by die skool. Jy spog, jy proclaim haar name. Stefan, het jy ook so girls gehad, hè? Die girls het jy ook ouens gehad. Talisa, het jy niks gehad? Nou, dit net so. Okay, weet jy wat? Maar nou met sy naam. Ek het regtig gedink, geen aanval nie. Want die moslems val my nie aan nie. Die sataniste val my nie aan nie. Hulle sê nogal is great. Die mense sê, daar moet opgestaan het Yahweh. Ek hou van die woord Yahweh. Daar moet opgestaan het Yeshua. Die meeste mense in ons land sal nie geweet het wat is dit nie. So nou sit ons Jesus op en hy's die seun van die lewendige God en almal weet dit. En as dit jou affekteer, is jy so van die pad af, jy moet bekeer. Weet julle wat is daai? Is godsdiens. Nie 'n verhouding met Jesus nie, godsdiens. Ek maak 'n stelling. Iemand wat 'n verhouding met Jesus het, en hy hou sy Sabbat, en dis nie vir hom 'n wet nie, is net lekker om sy familie te entertain en God te verheerlik. Niks fout nie. Iemand wat heeldag oor 'n dag loop en praat, en nie oor 'n siel nie, van die pad af. Daar het jy dit sommer nou, watter kant toe. Nou die ander een. Hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my, daai Jesus, is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En op die aarde. Wil jy vir my sê, daai mag kan nie 'n tikhuis toemaak nie? Wil jy vir my sê, daai mag kan nie 'n Sabine toemaak nie? Wil jy sê, daai mag kan nie molesteerders uitlig nie? En daai mag is vir ons gegee. Op hierdie 2 bene kan ek en jy dit uitvoer. Nie laat ons osself moet verheerlik nie, laat ons God verheerlik. En ek sien, as ek so oor die gehoor kyk, dan sien ek 4, 5, wat maar nog steeds sal, die duiwel gaan oor hulle heers. Ek gaan dit nie toelaat nie, by my nie. Ek het nog al 'n oplewing wat ek vanoggend sien, veral onder die nuwe mense, wat ek op hulle gesigte sien, wat wys, ek gaan hierdie vat. Hoor daar, tot Pieter sê amen. Chesterfield, jy's verslaan. Okay, hoor hierdie een. As ons hierdie vers uitlewe, dis die antwoord vir alles. Gaan dan heen maak disippels van alle nasies. So daar is nie plek vir 'n kerk exclusive white nie, exclusive kleerling, exclusive Indian nie. Alle nasies. En doop hulle. Wanneer doop jy hom? 'n disipel, nie 'n baba nie. Hou op lieg vir die mense. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun in die Heilige. Die meeste skrifte wat ek nou deesdae kry. Vat hulle Handelinge se skrif. Ek mag net in die naam van Jesus doop. Ek mag nie meer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees doop. Vat 'n pen en skryf dit uit en stuur vir my daai foto, dat jy hierdie uitkrap uit die Bybel uit. Maar recognize wat staan in Openbaring. Haal iets uit hier, dan word jou naam uitgehaal. Ek sal doop in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou. Wanneer kom jou lering? Eers na die doop. Dis hoekom party mense so vas staan. Hulle is nie gedoop nie. Hulle kan nie leer nie. Alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Volgende een. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Wat beteken volbring? Ek en jy kan nou maar gaan. Alles is reg. Die bloed het gevloei. Die volmaakte offer het dit gedoen. Ek en jy kan nou maar oorvat. Nog net so 10 minute. Gee my net nog 10 minute. Hoor gou mooi. Die volmaakte offer se bloed het gevloei. As ek net sê, toe ons voor daai tikhuis staan, daar waar Hans so tik gekoop het. Hans, maak dit so.
Laat hulle sien, ou mens kan ook tik gebruik het. 4 plase, maar raak later 'n tik verbruiker. Wat is dit? Dis Satan. Eers 'n doppie, dan nog dit, dan nog dit. As jy jou kop kry, is dit daar. Maar toe Hans nou saam met die Here beweeg, 4 jaar laat sy dogter gesien, en ons stop op Kraddock. En hy sê, kan ek my dogter gaan groet? Sy speel hokkie. Vandag sy oefen. Ek sê, ja, maar, en hy wil ons saamvat, toe sê ek, nee, daar is oomblikke wat ons nie saam gaan nie. Jy gaan. En sy dogter draf so, op die baan, en Hans begin draf ook, en hy draf so langs haar, en die volgende oomblik kyk sy so, Papa, dis wanneer Jesus ingestap het. Dis wanneer Jesus ingestap het, man. Hy self te Kraddock, waar hy so gesuip het. Gemors het met die drank en die tik. Moet hom so lekker sê. Sê ek, ons werk straatwerk. Ek sê, Hans, bid jy gou vir daai ou. Maar ek besef nie, Hans was al hierdie. Hulle ken 'n ander Hans. Daai boemelaar staan so, hy sê, jy, vir my bid. Jy, vir my bid. Toe kan Hans sê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Ons maak nie meer Chuck Norris grappe nie, dis nou Hans waarhede. Hoor gou mooi, ons kom by 'n padverbouing. En 'n swart seun kom stap so. Hy sê, Mr. Hans. Ek sê, waar ken jy hom nou regtig ook vanaf? Hy sê, hy het my geskiedenis in graad 12 gegee. Daai ou wat geskiedenis gegee het later tik gaan gebruik. Toe kan hy 'n traktaatjie vir hy kind gee. Nou lewe hy in oorwinning. Maar hy kan weer omdraai en na die braaksel toe gaan. Maar hy sal nie. Hy sal nie. Net nog eenetjie, want dit is 'n lekker eenetjie. Ons kom ry Tarkastad so in 'n swart spietkop hardloop voor. Ek weet die wandjies se ligte werk. Ek sê, hier is my lisensie. Hy kyk so en hy sê, Hans, jy wat so gesuip het in 'n kerkbussie. Vergeet hy van die agterligte, dankie tog Hans. Dis getuienis. Jesus het ingestap. Dis oorwinning oor jou eie lewe. Maar moet ek nou dit geniet? Dankie Here vir die tafel wat U dek voor my aangesig. Ek eet en ek eet. Nee, nou moet jy slag opstaan en iets gaan doen. Nou moet jy opstaan en iets gaan doen. Ouma Walde is nou op honeymoon. Ons vaster hier. Ons moes net een pastoor. Dis Walde. Hy is nou 'n bietjie op honeymoon. Nou hoor ek Stefan Visser sê, hulle was glo na Walde se kamer, toe sien hulle uit glo sulke bondels messe en varke. Toe hoor ek hulle sê, wanneer Jesus die tafel voor ons aangesig gaan by gaan hulle by Walde die katelerie leen. Nou ek wonder vir wie gaan Walde nooi as hy so klomp goed. Ek hoor sy vrou het dieselfde. Mag die Here liewelik seën alles wat met hulle gepaard. Amen. Hoor nou hierdie een. Hoor nou hierdie een. Glo julle alles wat in die Bybel staan? Hoor hierdie een. En maak die siekes gesond. Hy sê nie traai hulle gesond maak nie. Hy sê maak die siekes gesond. Is jy siek? En hulle daar skiet daai senuwees of wat dit is in Jesus naam. My beste vak was biologie op skool. Ek het 'n C gekry. 'n ander een was sy E vir Engels, excellent. Maar don't worry. Maar hoor gou mooi. Ek weet een ding. Ek ken nie biologie goed nie, maar ek ken my God. Wat die God is van biologie. Hoor gou mooi. Hy sê, en daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar aan watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons van julle voete af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom en Gomorra sal dit verdraagliker wees as daai stad. Hoor gemooi, as ons by 'n tikhuis wegloop, hulle vat nie die woord nie. Die tyd het nou aangebreek vir hy aksies. Maar ek like wat hy sê, maar sê nogtans van die koninkryk het naby gekom. God gee nog 'n kans. Hoor julle sy genade daar? Hy sê, skud die stof af, maar sê nogtans van hulle,
koninkryk naby gekom. Miskien vat hulle dit net. En dan is die stof gekanselleer wat afgekap is. Dis 'n genadige God. So van nou af is die reaksies, maar nie vir mekaar nie. Nie vir mekaar begin vervloek nie. Pas op vir dit. Want ek ken jou as jy op tik is. By die Nige. Nou kap ek die stof af. Jy vervloek jouself. Pas op vir grappies. Okay. Nou. Hoor wat sê. Luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. Is daai Jesus naam. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Jy verwerp vir Jahwe. Want hy het vir Jesus gestuur. Pas op. Verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, tot die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Kan jy al sê, Christen, dat die duiwels hulle aan jou onderwerp in Jesus se naam? As jy dit nie kan sê nie, is jy nie 'n Christen nie. Want jy het nie daai autoriteit nie. As jy nie vir 'n duiwel kan sê in Hieten gebied nie, is jy nie 'n kind van God nie. Stilte kerk. Okay. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag. Hier kom dit nou, hy die mag. Hier kom hy sê, ek gee aan julle die mag. Klik julle om nou, om op slange en skorpioene te trap. Wat is hierdie? Is demone. Op tikhuise te trap, in die gees. Wil jy 'n tikkoper wees? Of wil jy iemand wees wat tikhuise toemaak? Jy kan maar wees wat jy wil. Al wat ek wil vir jou sê, as jy weer gaan tik daar buite, weet, hier's gebid oor Suid-Afrika, ons ry nou binnekort die N1, en elke 200 km gaan ons salf, en gaan ons uitroep, dat geen draks op daai N1 meer loop nie. Ek het dit gebid in die Kalahari, 'n rooi karretjie. Sê hulle, bring dagga aan. Ek sê, Here, ek vervloek nie hierdie ou nie, ek vra hy moet stop. Maar as hy weer dagga aanbring, laat hy niks oorkom en maar teen 'n boom beland met die karretjie. Ry nou en draai af Andrieswyl toe, en jy sien die rooi wak. Het jy hom gesien? Hy staan daar, 'n week na daai gebed, met 3 sakke dagga agterin. Ek sal nie mense vervloek nie. Daai 2 vliegtuie so kom op ek ander is. Hoe sê ek, Here, hulle die pilots van Rusland lewe. Het lui skiet, maar die vliegtuie keer nie terug nie. Because die Here luister na my. En ek bid nogal in Engels ook. Want daai tyd toe praat ek Engels. En Ukrainian gelyk. Jy praat toch al ander taal as 'n vliegtuig op jou afkom. En veral as jou kind jou agter in 'n ambulans sit sonder vensters. En dan terugkyk en vir jou lag. Toe dink hy het my mos nou. Gaan lê ek so op die ambulans. Ek sê, neem 'n foto, stuur vir jou ma. Ek lê al klaar. Stuur waar. Jy het my mos nou hier ingesit. Maar toe die vliegtuig, ons is daar buite besig en is AKAS. En ons weet, AKAS is ons naby. En ons hardloop. Hy gee my 'n hoed wat nie 'n strep het nie. Lag hy vir my, want ek moet so loop hardloop. Hy lag, ek sê lag. En ons hardloop so om. En daai volgende oomblik kom die vliegtuie. Toe lag hy nie. Toe moet pa bid. En toe pa bid. Okay, is dan nie net pa nie, hy het ook gebid. Maar toe hardloop ons, toe sit hy klim agterin nie. Joep in! Hy sit ek sommer aan die kant, hy in die middel. Want ons moet nou jaag, asof 'n vliegtuig nie deur 'n ambulans gooi nie. Daai ou jaag so deur die potholes. Ek sê stop. Ek dood liewerster deur 'n bom, dis 'n bietjie meer eer as deur 'n pothole. Het almal sê ek het deur 'n pothole is ek dood. Hulle kan liewerster sê deur 'n Russiese bom. Dit klink dan 'n bietjie beter by die begrafnis. Nou, hoor gou mooi. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 8. En ek wil julle almal saamvat, ons is net nou eers met Suid-Afrika besig. En die wat hulle kan bring, vir die eerste keer in 33 jaar met my uitreikings, kan ek met hierdie trip wat verby is sê, nie een persoon, as ek die dorp inry, het gelê slaap of sleg gewees nie. Of as ek sê klim uit, ek het nie met een gesukkel nie. Dis die eerste keer. Geef julle self aan 'n klap 'n bietjie. Hoop die volgende. O ja, daar was iets. Wow. Ons moet met ons linkerhand pie.
en met jou regterhand eet jy chips uit 'n sak uit. Stefan, dit is 'n hande gewas toe gaan Pietie. As al een. Okay, kos gaan aan. Ek is amper klaar. Matteus 16 vers 19. Hoor gou hier. Vat gou so in jou sak. Waar is die sleutels? Het jy sleutels? Vat in jou sak. Het jy sleutels? Jy het, hoor hier. As jy dit het, moet jy bykom. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Die ou apostels gebruik hierdie ding verskriklik verkeerd. Hoorie, ek het baie van hulle mense begrawe. Dan kom staan hulle so voor in kerk. Dan draai hulle die sleutels so, sluit hulle vir die ou oop of toe. Dan sê ek, jy, kalmeer. Jy sal nie kan sluit hier nie. Maar hoor wat sê hy? En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Dis vir my en jou. En wat jy ook op die aarde mag bind. As jy weer voor die tikhuis staan, ons mag dit doen. Maak jou toe in Jesus naam. En wat jy ook in die aarde mag ontbind, sal in hemel. Here, ek wil 'n kar hê, maar nie om te ry en te spog nie. Ek wil gaan siele wen. Dankie Here, ek ontbind daai man nie. Die Here het my sleutel gegee met die hemelse kluis met geld. Maar nie dat jy kan mors nie. Daai nommerslot werk so as jy sluit. Oopsluit moet hierdie hand en hart saamwerk. As hierdie hart sê ek wil myself verryk, jy kry nie hy slot oop nie. Jy kry nie uitlees oop nie. Maar as die Here weet, 33 jaar het ek nie my kar terughou nie, druk hom so in. Hey, gaan vanmiddag, wanneer ek klaar hy karaats reg gepak het, staan ek so. Hey! Isuzu XUV. Ai, nou sê ek weer goed wat mense my net gaan tackle. Maar maak nie saak, jy tackle my. Maar as God vir my sê, ek gee dit nie vir jou nie, ek gee jou 'n ou karretjie om te gaan, dan ry ek met hom. Ek is nie gespin nie. My God kan vir my gee 'n fiets. Ai, Here, moet asseblief nie, ek kan nie daai. Ek kan nie daai. Daai is 'n groot. Puma, jy sal moet swys daar agter die fiets daai. En nou moet ek nog vir Stefan Visser lei. En daai skreeu, as hy so aankom, Stefan kan nie klokkie wees. Dingelingeling. Okay. Mense hoor net gou hierdie skrifte klaar. Hy sê in Matteus 6 vers 10. Wag, waar is ek nou? Okay, 6 vers 10. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Is daar in die hemel 'n tikhuis? Hy sê so ook op die aarde. Moet hier 'n tikhuis wees? Moet hier 'n kankerpasiënt wees? Moet hier op aarde 'n molesteerder wees? Hy sê laat my wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Hoekom is hier? Kom ons kyk gou. Al die mag is by die Here Jesus. Toe gee hy dit vir ons en ons gebruik dit nie. Dis hoekom dit so lekker. So wie is die skuldig is? Nie die satanis nie. Hy jag strooi aan. Nie die moslim nie. Hy sê by ons nie. Die Christen wat nie sy autoriteit gebruik nie. Daar lê die probleem. Hoekom is daar nie oorwinning buite die kerk op die tikhuis nie? Daar dieselfde Christene wat nou net so lekker gesing het. Hulle is die probleem. Is hier naby ons ook tikhuise? Ja. Beteken dit ons is nie in oorwinning nie? Nee, ons hardloop in oorwinning, want ons maak hulle toe. Dit lê nie by my as hy nie wil toemaak nie, dan sal God verder uitsorg. Glo my. Ek het berig gekry van die plakkerskamp. Hulle het net 3 weke gehoor terug, gekyk wat ons doen. Maar ek glo nog nie die storie, en toe die tik hy sommer toegemaak. Ek glo dat ons moet maar self gaan kyk. Amper sê ek nou op televisie, waar lê die tik? En dan laaste. En maak die siekes gesond en wag. Ja sê. Hoor net gou die laaste een. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En so die 70 met blydskap teruggekom. So gaan dit aan. En ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. En oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie, hoor. Hierdie mense wat sê, ja, ons het moeilikheid by ons huis, want ons het nou 3 dae met sataniste gewerk. Dit is fout in jou lewe. Dit is fout in jou lewe. Jy moet nie moeilikheid hê nie. Niks kan jou skade doen nie. Dit is fout in jou lewe. Hierdie mense wat altyd so, die duiwel het my nou weer aangeval.
Die duiwel kan aanval, maar hy kan nie vir jou skade gee nie. Dan het jy 'n oop deur. Maar kom ons vuisgil, wie het nie 'n oop deur nie? Nie een van ons op hierdie aarde nie. Moet ons nou relax? Nee. Nou kom Psalm 91, daarmee sluit ek af. Hy sê, geen bendes sal naby jou kom nie. So daar moet nie plaasmoorde wees nie. Hy sê, geen plaag sal naby jou kom nie. So hierdie winter moet niemand griep kry nie. Maar hier gebeur dan die goed. Kom ons gaan gou na vers 1 toe. Vir wie is dit? Hy wat skuil by die Allerhoogste en sit in die skaduwee van die Almagtige. So wat is die probleem? Hierdie afstand. Hoe ver is ek van hom af? As jy werklik so in is by hom, kry jy nie eers griepie. Dis wat Psalm 91 sê. Is ek en jy nou daar as iemand griep kry of kanker kry of seer is, sê, ha, oop deur. Nee, daar's ander skrifte ook. Daar's skrifte ook. Ons is nie meer in die tuin van Eden nie. 'n Liggaam raak oud. Nêrens het die Here gesê almal gaan soos tieners lyk. As ou ek sien vanoggend, as ou oor die 60 gaan dan begin loop jy so. Niks fout net. Maar hoor gou mooi. So daar is sekere goed wat aardse wette is wat die Here gegee het. Lees alles net met dit saam voordat jy judge. Amen. Ek wil so graag verder preek. Maar ek is nou klaar. Ek wil hê julle moet Hebreërs 11 loop lees, aandagtig, want in hierdie week gaan ek dit vir julle voorhou. Ek wil net oggend 3 ure die Here nou hierdie een vir my oopgemaak. Jy sien. Daai wat ek nou gesê het, van die ouderdom. Want dis mos nou oop deur. Maar toe sien ek Jakob het ook so, en Paulus was nog 'n heilige man, en hy sê, in my krankheid het ek julle bedien. Ek wil net laat ons die evangelie reg trek, want ons gaan partykeer eensaidig. Maar moenie hierdie goed gebruik as verskoning vir jou, wat miskien nie op datum is met God nie. Maar hoor net hierdie enetjie. Ander weer is op die proef gestel, bespotting deurstaan. Hulle is gestenig, is in stukke gesaag. Sal jy gesaag word vir Jesus? Nou, hoekom wil jy dan nie nou net ophou rook of ophou tik vir hom nie? Okay? Hulle het in skaapvel en bokvelle het hulle geloop, hulle mag nie gaan linde koop het nie. Dis disciples hoor, dis werkers. Hulle het 'n mooi SUV Isuzu gery nie. Kyk 'n bietjie, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyn rondgedwaal, en op berge en in spelonke en skeure in die grond, hoor nou hierdie een. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, dat hulle die belofte nie verkry nie. Hoor gou mooi, terwyl hulle lewe het hulle getuienis ontvang, hulle gaan beloftes kry. Maar ons dink nie soos God nie. So hulle het ook gedink, ek gaan eendag in die dorp bly, ek gaan 'n huisie hê, ek gaan 'n gemeente daar hê, en ek gaan nie in 'n bokvel rondloop nie. Hy sê, maar nogtans, hoor wat sê, en hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het. Hulle is toe in die hemel, iets beters. Baie mense kry nie hulle belofte op aarde nie. Ek sluit daarmee af, pastoor Adams in Kimberley. Bly net shanty. My lewe in oorwinning. Ek vat hom as 'n voorbeeld. En hy dien God, hy het nie oop deur nie. Hy dien God. Verstaan? Dis net blessing as God bepaal het, jy ry nie die fiets nie, jy ry die kar. En die ander een weer die fiets. Want God moet verskillende getuienisse hê eendag. God moet eendag kan sê vir die mense wat in 'n shanty gebly het, ek het 'n pastoor met 'n shanty tussen julle kom laat bly. Reeds omdat ek vir julle omgee. Jesus wat God se seun is, kom raak op die aarde iemand wat hier rondstap in die stof. Hy hoef nie, sodat hy ons kan bereik. Het jy geweet, as jy ploeg, en daar is 'n muurnes, en die ploeg kom aan, dit kos 1 muur. Weet hy wat is 'n ploeg? Weet hy muur wat is 'n ploeg?
Hy gaan nie hardloop nie. Hy wag vir hierdie ploeg. Maar as jy 'n muur word, en gaan hardloop en sê, hey, die ploeg is op pad, hardloop. Dan gaan hulle na jou luister. God se seun het 'n mens kom word. En het vir my en vir jou gesê, ons moet hardloop en ons moet dit doen en dat doen. Jy kan nou vat met dit wat jy wil. Hierdie week gaan ons Hebreërs 11 op konsentreer. Ons gaan hom ook kom aanbied, ons sal hom ook opneem later, want die Here, ek het hom al baie gelees, maar hy het hom vanoggend 3 uur so deur my gebring, dat ek wil vir jou sê, ek is so opgewonde, daar is nie iets wat ek nie kan kry nie. En vergeet nou materiële dinge. Kom ons kry dit nou net eers agter die rug. My hart brand vir massa siele. En my hart dis nommer 1 by my. My vrou weet dit almal, obvious nou God en my vrou en alles. Ek praat van die werk wat ons doen. Massa siele. Tikhuise wat almal toemaak. Dis my hart. Aborsies wat almal toemaak. Ek is besig 3 weke nou om te bid vir 'n loophole. Dat ons aborsie kan Hooggeregshof toe vat. En kyk of ons dit kan stop. Want die grondwet sê, almal het die reg op lewe. Ek voel tog een mens kan opstaan en dit verander. Saam met natuurlik die ander wat gaan inklim. Ek sê dit op 'n platform. Nie dit nie. Ek het oor die bord gesê, een mens kan 'n verskil maak. Gaan nou nie die ou se naam noem nie, te klimme ou wat nou weer 'n gebedsdag afkondig. En sê, goeiemôre Suid-Afrika. En in dit sê hy, een mens kan nie hierdie land verander nie. Dink ek, joh, jy roep almal vir gebed by mekaar en sê, een mens kan nie. David, hy verander. Esther, toe sy vas, verander 'n land. Gideon, swakste, verander 'n land. Ons kan. Maar wanneer ek begin en jy begin, kom ons saam. In 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000. Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat daar mense by die huis nou opstaan en sê, ek sal nou iets doen. Here, ek bid vir mense in reistoele. Ja, hulle moet eers opstaan in Jesus naam. Maar ek bid in reistoele en mense wat swaar loop, ou tannies, ou ooms, mense en jong mense wat in huise sit, wat nie kan uitgaan nie, wat brand om uit te gaan, dat hulle meer doelgerig bid. God het jou geroep. Kry vir jou boek, bid doelgerig. Kry kaarte van die dorp, bid doelgerig. Laat weet my 'n bietjie op WhatsApp, bid doelgerig. God, jy's special, al kan jy nie uitgaan nie, jy's special. En Here, dan kom bid ek nou oor al die ryk mense se sakke, dat hulle tenke diesel sal gee, dat hulle nog bussies sal koop vir ons, dat ons hierdie land kan impakteer, dat ons nog borde druk, dat ons nog met Jesus ry, oral, 9 provinsies. En Here, wys ons wanneer is ons hier klaar, wanneer kan ons 'n ander land vat, of vat ons terwyl ons hier is 'n ander land. Here, maar ons gaan nie in die tente sit en negatiewe praatjies sê nie. Ons is opgewonde dat God Suid-Afrika change. En Here, ek wil sommer nou net om dit te lekker te bewys. Voel dit wil ek nou doen. U sê u het my die sleutels gegee in Jesus naam. U sê alle mag gee ek aan julle om op slange en skorpioene te trap. Here, ek het dit nie beplan nie, maar ek gaan dit nou doen. Daarso. Here, tweede keer in my lewe, dink ek, maar my voet so self, vorige keer was oor pon, val die manne om. Hierdie keer, daar is die parlement van Suid-Afrika. Ek bid nou, strap op elke slang en skorpioen uit die parlement uit in Jesus naam. Ons vat die sleutel wat u gegee het, net uithaal, okay, vas. Vat die sleutel, ek sluit die parlement se seëninge oop en die Christene floreer. En die Christenwette en ek sluit toe alle bose wette in die parlement. Here, laat ons dit sommer hierdie week sien. Ek dank U daarvoor in Jesus naam.